Op 'n Vrydagmiddag en 'n Saterdagmôre is dit 'n gewoel en 'n gewerskaf. Dan is almal in die dorp, vir inkopies en sommer ook vir gesels en kuier. 'n Groot aardigheid is die NG Sendingkerk se brigade. Dit het so om en by 1927 begin. Eers net vir seuns en later het die dogters ook bygekom. In die tweede helfte van die 19de eeu het hier 'n klein boeregemeenskapie gewoon, tussen saailande en renosterbos, sonder kerk, sonder geneesheer, sonder paaie of 'n nabygeleë mark. Soos die Moreesburgers sê, sonder niks. Die Bybel was hulle rigsnoer, en destyds was die goewerment 'n liggaam van wie hulle niks gevra het en niks verwag het nie. Elkeen was baas op sy eie plaas en het hom nie laat voorsê nie. In 1882 is Moreesburg tot dorp verklaar. Die eerste erwe is rondom die kerk uitgegee, sommige so groot soos klein plaasies, met 'n woonhuis, 'n waanhuis, 'n perdestal, koeistal, varkhok, hoenderhok en soms nog 'n skaapkampie ook. Solders, skoorsteen en bakoond. Van die soort huisies het gelukkig 'n klompie bewaar gebly. Moreesburg se hoofstraat in die jaar 1915. Perdekarre en eselwaans was toe nog 'n algemene gesig. Hier drom die boere saam, want die spogplaas Swartfontein word opgevuil. Maar as daar nou iemand is wat Moreesburg en sy mense goed ken, is dit meneer Hannes Logner, Specs. Hy weet hoe die dorp aan die naam Samou gekom het. Ja, Moreesburg het natuurlijk baie jare al die bijnaam van Samou. Ons het vandaag bijvoorbeeld die Samoa Hotel ook hier. Wat na aanleiding van Samou. Daar is verschillende verklarings, maar die aannemelijkste een van mij is dit. Hier was vroeger jaren was Moreesburg die naaste meul. En dit was bekend als die South African Milling Company. Op die geveltje van die gebouwtje, van die kantoorgebouwtje het gestaan SAM and Company. Nou ja, ons boeren het geen Engels geken nie. En van Samco het hulle toe baie gou gemaakt, Samou. As 'n man over jou sê, ek gaan Samou toe, dan beteken het, hy gaat maal. En later het het nou die dorpse bijnaam geword. Hier deur die dorp loop 'n riviertjie, wat natuurlijk net in die winter loop. En omdat die so selde loop, het hy die naam gekry van No-Go. So moes 'n laerskoolseentjie 'n opstel skryf oor 'n rainy day. En toe wou hy skryf dat die No-Go het geloop, en toe skryf hy aan the No-Go went. Nou ja, ons Engels was maar nie te goed hier op die platteland nie. Destyds het die onkruid en die bloekom sommer langs die hoofstraat gegroei. Later is daar ordentlik straat gemaak. Die waterkar moes vroeër gereeld die strate nat spuit, veral somertyd met die suidoos en die stof. Van hierdie geboue uit die 20er jare staan nog heel party. Soms is daar net 'n bietjie aangebou en verander. Vandag word nog soos vroeër gehandel en gekwansel. En die stoepe is nog steeds die sit- en staanplek vir lekker gesels. In die Swartland het omtrent almal byname. Pygel Dippenaar, een van die boere, verduidelik. Iets wat net so typies aan ons omgewing is, soos hierdie renosterbos hier voor my, is byname. En die rede daarvoor is dat
net na die volksplanting was dit van die eerste gebiede in ons land wat mense in gewoon het. Die mense het tradisioneel hier gebly. Hulle het nie weggetrek soos die mense wat na die Ooskus toe aanhou uitgebrei wat later met die groot trek weg is nie. Maar die gevolg die oorspronklike families nog hier rond woon. En dit het aanleiding gegee tot 3, 4 mense in dieselfde kol met dieselfde voorletters, dieselfde van en party van hulle nog partykeer op dieselfde plaas ook. En nou nog hier in my onmiddellike omgewing is dit niks snaaks om te hoor van dinge soos families met die familiebyname soos die paadjies, die boele, die eystervarke, die jakkalse en dan die mooiste een van my, 'n spannetjie nie ver van my af nie, die oom was bekend as Goue Voël. Om nou onderscheid te maken tussen die namen, mensen met diezelfde naam en diezelfde van, het ons die gezegd bijvoorbeeld Frikkie Langrag, dan weet ons wat er Bester dit is. Of Jan Krietbult, dan weet ons wat er Kaarsens dit is. Of ons het, elke koers het een bijnaam gehad. Dan praat je van Koos Sprung. En je praat van Dirk Pen. En zo het ons hier baie bijnamen met die verloop van tijd ontstaan. Dat is ook familiebijnamen geworden. Zo je bijvoorbeeld de bijnaam van Hoener. En kat. En hond. En nou ja, en hondjes, wat die verkleinwoord vorm. En was het vorige jaar gehad voor Piet Veulwater. En Perebek. Maar hier is over 100 bijnamen hier in die district. Om mensen te onderscheiden. Dan is daar een oude geweest. 2 oude broers wat hierboven gewoond het. Ook Corneels Karstens en ook Koos Karstens. Ook Corneels was die oudste en toen hij nou zo'n jong mannetje was hij rooi gaf. Het rode haar gehad. En zij was rooi van kleur ook. Toen kreeg die man die bijnaam van rooi Engelsman. En zijn hele geslacht was Engelsmannen. Allemaal nog Engelsmannen gebleven. En maar toen zei ook broer wat jonger is nog geboren, toen zei net zo rooi. En ook een rooi koppel. Nou ja, toen kan hij maar dan door de Engelsman wezen, toen kreeg hij die bijnaam van rooi mier. En hij had al die hele geslacht is nog, alle vandaag noemen we nog die mieren. En vandaag zo komt die al die namen. Man, je weet hier bij ons, trouw die mensen moet nog maar zo. En dan wonen allemaal bij elkaar. Die plaatsen, de tijd was die man had 5 zins of het 4 zins. Al 4 trouwen, al 4 wonen op die plaats. Maar in gevolg, dat gebeurt toe. Dat mijn oudskoma, zijn 2 broers. Alles toe al 3 Annies. En nou ja, wat er Annie praat, jy nou van, jy nou moet een man gezels. Nou die een man, vrouw, zijn man zijn naam was Attie. Nou zei ons voor haar Annie, Attie. Die een, mijn oudskoma had ook Annie, haar man zijn naam is Henrik. Nou zei Annie, Henrik. Die een Annie zijn man zijn naam was Floors. Nou zei Annie Floors. Dan weet jij nou met wie jij praat, maar mijn vrouw. Toen ons nou zo pas getrouwd is, toen met die grote oorlog, wat ons toen hier gehad het, was daar generaal met die naam van Montgomery. En nou dat vreselijk oor die generaal. En mijn vrouw moet vreselijke dank van mij gehad. Toen geeft zij mij die naam van Montgomery, maar toen verkort ze dat. Zij noemt mij nou Monty. Op Moresburg staan nog hierdie ou skoolgebouetjie, opgerig in 1905. Een kant vir die girls en die ander kant vir die boys. Destyds het die mense sommer van die klein skooltjie gepraat. Vandag is dit 'n nasionale gedenkwaardigheid. Vroeger tyd kon die ouers nie almal lossies in die dorp bekostig nie. Kinders het met perdekarretjies skool toe gery, of met 'n donkie en 'n perd, en dan by vriende in die dorp uitgespan. Later, in 1916, is hierdie skoolgebou opgerig. Tot in 1926 was dit die laer- en hoërskool. Vandag is dit die speelplek vir die kleuters. Meneer T.C. Pau, een van die dorp se bekendste en knapste skoolhoofde. Gedurende sy tyd, in 1924, skryf die skool sy eerste matriekklas die eindeksamen. Kato de Tooi, later 'n toegewyde onderwyseres op die dorp, slaag in die eerste graad. Ons het net genoeg onderwysers gehad. Meneer Pau het vir ons
Latyn gegee. Meneer Slabbert, wyle meneer Slabbert, hy was jarenlang hier, hy het vir ons Afrikaans en geskiedenis gegee. Meneer Basson het vir ons wetenskap en Mathesis gegee. Vir Engels het ons niemand gehad nie. Ons het toepas 'n juffrou Beryl Blythe van Kaapstad gekry. Sy het gekom vir standaard 5. Toe word sy ingespan vir Engels. Daarmee het ons deur gewoeker en gewurg. Ek moet vanoggend hier sê, ons het gehad by al daardie gebreke Afrikaans in die hoërgraad, Engels in die hoërgraad en Latyn. Die ander was nie maklike vakke, maar ons het gehou. Daar was nie tyd vir sport nie. Daar was ook nie fasiliteite vir sport nie, die dinge het later aangekom. 1924 word die eerste matriekklas van die hoërskool Turkiehuis ingeskryf. 15 van ons, 2 het ongelukkig gedruip. 13 het geslaag. En die moeilikste een van die 15 het eerste klas gekry. Dit was seker 'n prestasie, want toe ek skool toe gegaan het, het ek nie 'n woord Engels geken nie. Ook nie 'n woord Latyn nie. Onder leiding van meneer Pau het die skool destyds begin met 'n kunsversameling. Bekende kunstenaars het elk 'n skildery aan die skool geskenk. Mense soos Terence McCall, Charles Peirce, Frida Locke, Pope Ellis en Maggie Loubser. In Junie 1938 het die destydse superintendent-generaal van onderwys, Dr. Wouter de Vos Malang, die T.C. Pau Kunssaal geopen. Nog skilderye is met die jare aangekoop en vandag spog die skool met 'n waardevolle versameling. Die dorp se eerste poskantoor is in 1895 gebou. Toe was daar net 2 personeellede, die posmeester en die briewebesteller. Die gebouetjie is in 1953 gesloop. Die eerste biblioteek, opgerig in 1911. Dis vandag nog in gebruik. Die eintlike stuurkrag agter die stigting was die destyds bekende en statige Miss Maria Dorothea Koch van die plaas Bissiesfontein. Dale Carnegie het in 1913 hierdie foto gestuur met 'n boodskap van goeie wense. Success to Moreesburg Public Library. Die 2 hotelle op die dorp, die International en die Royal, vandag die Samoa, behoort aan die Katz familie. Boerejode.
so deel van die Swartland soos Renosterbos en Kakiebos. Voor jaren was hier nogal baie Joden op Moreesburg. Hulle het 'n eie kerkie gehad, hulle eie priester. En daar was nou bekende figure daardie tyd soos Israel Hen, Ben Hen, Bank, Pockroy, Levine, Klein, Loon enzovoorts, as ek nog 'n klomp kan onthou. Hulle was nou eers saam met die Afrikaners opgegroei en hulle het saam met ons gelewe. Vandaag is natuurlijk nog net die kats van hier bekend. Weet, as ek die Engelse terme mag gebruik, ons het so part and parcel geword van die Moreesburg gemeenskap, dat ons oor die jare al bekend gestaan het as die boere-Jode of die Afrikaner-Jode van Moreesburg. Soveel so dat toe ek nadat ek hier gematrikuleer het, is ek Stellenbosch Universiteit toe. En my suster, toe sy stad toe gestuur word om haar vir haar hoërskoolopleiding, kon sy nie Engels praat nie. Met die wat ons nou so al die jare op Moreesburg was en my pa is nou so 6 jaar gelede oorlede. En hy en sy broer was in die hotelbedryf. En die een hotel het bekend gestaan as Oom Joe se hotel en die ander hotel as Oom Sammy se hotel. En my pa het ook altyd gesê dat as hy eendag aftree, sal hy op Moreesburg aftree. Want die ken almal hom as Oom Joe. Almal groet hom, maar as hy in die stad moet wees, ken niemand hom nie. My oom het eintlik lyk my dieselfde paadjie gevolg, want hy het vir die jaar het hy in Moreesburg afgetree. Naby Mamasbury bly Leon Goodman, nog een van die Swartlandse boere-Jode. Hy is bekend vir sy vleismerinoes. Ek boer hier saam met my pa op Doringkraal hier in Swartland en het 'n gemengde plaas. Ons het wingerde en graan, maar ons grootste liefde is natuurlik ons vleismerinoes. Pa het in 1942 begin met hulle en in 1953 het ons met stoetery begin. Ons eerste ooe en ramme kom vanaf Elsenburg. Daarna het ons diere uit Duitsland ingevoer, ooe en ramme. En op huidig is ons stoetery op omtrent 1000 ooe. Ons lam een keer in die jaar in April, Mei, dis ons hooflamtyd, maar ooe wat dan oorslaan en ooe wat jonk is, lam dan in September, Oktober. Ons verwag dat elke 3 ooe dan vir ons 5 lammes moet grootmaak. Die vleismenu's, 'n dubbeldoelskaap, baie doen goed in hierdie wêreld waar ons 'n tekort aan somervoeding het. Die lammes groei vinnig en dus kan ons die lammes verkoop voor die somerdroogtes begin. Ons hoef in die somermaande net die ooe kos te gee. Ons het natuurlik ook 'n groot inkomste van die wol van die skape. En hierdie diere vanaf ons gaan dwars deur die land. Ongelukkig kan ons nie ons diere uitvoer nie, alhoewel ons saam met die Dapeteles diere na Saudi-Arabië uitgevoer het, 'n paar jaar gelede. Ons het virussiekte bloutong in Suid-Afrika, in die hele Afrika eintlik, en weens ons 14 soorte bloutong, waar ander lande miskien net 2 het, wil hulle nie graag van ons diere invoer nie, juist vir die verspreiding van bloutong. Kon ons dit doen, sou ons natuurlik 'n baie beter mark vir ons diere gehad het. Ons werk op die plaas met 17, 18 volk, manne wat al die jare hier op die plaas is, hulle het saam met my groot geword. Hulle is lief vir die plaas en ons het 'n baie goeie verhouding. Het miskien opgelet, ek werk ook met 'n skaaphond. Die Chipper, soos almal weet, is Chipper King, wel een van die groot hondeteelers, is een van my groot liefdes. Ons het ander ook. Maar hulle word amper beter behandel as my kinders. Die versorging van hierdie diere, die manier van praat met hulle, is baie belangrik.
Saul Johannes Keister, oom Boetjie, 'n bekende evangelis. Ek het in 1961 het ek begin met die evangeliewerk in ons NG Kerk. En my voertuig wat ek gehad het, dit was een Fiat karretjie, sonder engine, met 2 disselbome, met een perd wat voortrek. En die perd se naam was De Wet. En so het ek het maandagoggend van die huis af vertrek en weer Vrydag het ek weer teruggekom. So het ek van plaas tot plaas gegaan. Soms dan kry ek ons lidmate kry ek in die plaas en dan het ek die voorreg om sommer vir hulle daar die diens te hou. Maar as hulle dan nou nie vernaam in die ploegtyd, dan moet ek gaan op die lande en dan moet ek daar, terwyl hulle ploeg, moet ek daar vir hulle die woord van die Here doen. En maar dat was vir my 'n heerlike werk geweest om die evangelie woord te kan bring aan hulle wat so minder bevoorreg is. As ek daar klaar is, het ek weer gegaan na my karretjie toe om daar in die karretjie te gaan slaap. Nou die vernaamste wat ek altyd vir hulle op die plaas gegee wat vir hulle wel bekend is. Dit is soos in ons Sion gesangboek, dit is 183 en so het hulle dit almal geken. En dit is gaan my nie verby, o Heiland. Kan ek het was? Ga my nie verby, o Heiland. Ga my nie verby. Wyl u anders sien, Heiland. Sien nou ook my. Jesus, Heiland, ga my nie verby, wyl u anders sien, Heiland, sien nou ook my. Naby Moreesburg woon Johan Kotse. Hy het 'n gemengde boerdery. Ek boer in die Swartland op 'n plaas met die naam van Alexanderzoek in die distrik van Moreesburg. My hoofboerdery is varke. Ons boer met omtrent 20.000 lyne. Ons het 'n vleisbeeste en stoetery. Ons boer met graanboerdery en boerperde. Ons het omtrent so 2300 saal, omtrent so 150 beere. Ons bemark omtrent weekliks so tussen 700 en 800 spekvarke. Ons bemark die varke by Spekkenham en Maitland in die Kaap en ons stuur varke so ver soos by die manne bo op die grens. Donderdag is eintlik 'n besige dag op die plaas, dan spien ons die saal van die kleintjies. Die kleintjies is dan ongeveer 5 weke oud. Dan word die saal weggevat van die kleintjies af. Terwyl ons die saal wegvat, dan moet ons die saal beweeg na die hokke waar hulle weer gedek raak by die beere. Met die gevolg, ons sit dan sommer die saal deur die dip. En die dip help vir die skrifte op die varke. Op 'n plaas naby Moreesburg het oom Groot Frikkie Bester gewoon.
'n legende in sy eie tyd. Staaltjies oor sy doen en late lê nou nog die Swartland vol. Man, jy weet, hierdie storie gaan nou eintlik oor my pa. Hy was 'n legendarische man, jy weet. Hy het 'n baie vinnige brein gehad, jy weet. En so gebeur het toe eendag dat ons nou slag. Dit was nou die dag van die groot slag. Ons het nog 'n groot vag geslag. En na die vag slag ons 'n bees. Jy weet, want dit is nou maar so, jy weet, die wors van die vag is nou te ryk. Moet daar beesvlees bykom, jy weet, om hom nou die wors nou lekker te maak, want kyk, hy was 'n goeie eter, maar hy het ook gehou van goeie kos. Sterk kos. En toe, wat ons nou klaar die bees geslag het, toe kom hier 'n kat en hy kom byt aan die derms. Toe sê pa, maar terwyl ons slag hom. Nou ja, daar waar die kat ook kop afgesny. En toe die kat nou klaar geslag het, hier kom nou 'n hoender aan. En hy kom suie nou aan 'n derm en daar sit die derm in die hoender se keel was pa sê terwyl ons slag hom, kap sy kop af. En toe hy nou vir hom kop afgekap het, toe kom daar 'n mol om die hoek aangeloop. En toe die mol nou aangekom, sê pa, nee, maar hier kom nog zo'n kleinige dingetje, ons slag hom ook, maar terwijl het nou die groot slagdag is. Ja, die arme ding. Die oudmoeder, die derde vrouw. Toen jullie oude jongmeisje en ze kwam buis. En die jongmeisje, die toen verliefd geraakt op elkaar en daar komt toen een kromplek. De barbecue voor die tijd. En de oude familie op Bordelfontein is daar bang ontevreden over die besters. Maar ik zei voor die predikant moet ook die dag komen. Dan laat me door, ik moet praten over die dingen. En we moeten hem ook nog verhoord worden. Toen die oude gaan nooit de predikant af, toen de predikant afkwam en zei, maar dat doe me. Toen zei toen ik weet waarvoor je komt door de luisterstap. Maar pas jullie wieven na. En die dominee is nooit weer afgepraat. Kom die dominee daar en zei de dominee voor hem, maar meneer Besser, je daar een mooi vak. Uit de vak geslagen hangt daar. En zei, ja, dominee, de Heer Jezus heeft voor ons allemaal gesterven, maar jullie vak, net voor God voor gesterven. Toen zei ik niks. En toen, je weet, mij, hoe al die ma, je weet, is van Sirius. Nou is ons maar klein, nou gaan pa ons voor ons wegbrengen Sirius toe, maar die motor is maar primitief, je weet, daar die tijd. Het is daar maar 50 jaar terug. Nou gaan pa voor ons wegbrengen als kindertjes om nou bij ons familie te gaan kuieren. Maar nou moet ons bij Sirius oor die Geidoberg gaan. Maar omdat pa nou nooit die motor vertrouwt nie, die ook nou al die maat saamgeneem. Als die ook nou terugkomt, om daar mijn maat bij te hê. En toen die ook nou ons afgeleid weer aan die koude bakveld. En nou kom hulle twee terug. Hulle kom nou weer terug van die vakantie af en toe. Hulle nou die Geidopad pas Pofat. Je weet, dat is een verschrikkelijke, gevaarlijke berg. Toen die ook karretje net 2 gears. Je weet, hij nou die een intrap aan zijn, nou loop hier en los hier aan zijn top. En toen die karretje nou later een beetje vinnig gelopen, toen wil hij om nou een loopgear trap, dat hij moet rem. Toen loop hij te vinnig, toen kan hij om nie gear getrapt krijgen. Toen trap hij ook die brik en hij net 2 kabels naar die 2 achterwielen toe. Hij was een baie groot man, sterk. Toen trap hij ook die kabel af. En die berg, maar hij zei niks. En die motor hardloop, hij heeft zo'n zeilkapje met zo'n sparretje, je weet, vast. En die kapje is ook later af. Je weet, want hij hardloopt en hij houdt net in die pad. En toen einde later, je weet, toen hij onder die berg kwam, toen hij nou zo gehardloopt tot hij zelf loopt staan. Toen hij nou gaat staan, toen klim pa uit. En hij ook klim zo die draad en hij ook stap nou zomaar zo op die land op. En hij ook zijn maat vraagt nou hier van die kar af, nou maar neef. Waar toe ga jij daar nou? Toen zei neef, ik ga nou. Als jij gebied het wat ik gebied het, ja laat broer die bergen. In die Swartland dans die ouer geslag nog die riel, die askoek, die setees en die hanekokke ei. Lekker loslit en vrolik op die maat van die gitaar.
As 'n mens op die kreeftoer gaan, 'n besoek aan die Swartland in die Weskus, dan eet jy by die Hanekoms, Hendrik en Lolita van die plaas Ebenezer. Hulle berei tradisionele Swartlandse disse voor. En 'n mens moet meer as genade hê om jou nie tot stilstand te eet nie. 'n Mens kan dit die Hanekoms nie nadoen nie. Lekkernye eie aan die Swartland. Boerekos wat 'n mens se mond laat water. Ons familiebesigheid is in die hartjie van die Swartland, op die plaas Ebenezer. Dit lê aan die kant van die dorp. En die kleerlinge van die dorp noem ons plaas Ebenezer, waar die son nooit verduister. Die groot ding het maar begin dat ek nog destyds nog voetbal gespeel het. En jy weet, die rugbydans elke jaar was maar die groot dans van die jaar hier in die dorp in Mauriesburg. En toe het ons as klap 'n bietjie gesukkel met ons fondse. En toe het ek maar vir Lolita genade en gehoor of sy daar nog nie wil. Help me nie kos nie, die dans nie en na die ding toe begin. En na die derde dans, toe het 'n vrou van Kaapstad vir my gevra of ek kan sien om vir haar op dieselfde manier wat ek dit daai aand gedoen het, haar dogter se troues te doen. Toe sê ek, ek het die kans gesien nie, maar toe bel sy my maandag en toe vra sy my, ag mevrou, doen dit asseblief, en toe stem ek maar in. En so het ek gedoen en so het dit toe beginne. En ek en my een dogter was eers alleen en nou het ek die voorreg om al 4 saam met my op Mauriesburg te hê in die besigheid. Beteken nogal 'n moeilike funksie veral as ons so 'n heel paar funksies op een dag het. Dit is my werk om al die voertuie te lei. Die borde, messe en vakke en al die toeboere. Die op te lei, laat elkeen wegkom. En as ze bij een plek komen en dan maak je iets, dan krijg je pa maar die schuld, pa het slecht gelei. En dan verder is het nou mijn werk om mijn vlees te snijden. Mijn man is eindelijk een boer, maar hij stelt meer belang in die spijzenierings als ik. Want als ik een trouw wil afzetten, dan zie je, nee man, ons doen dit. Al is ons hoeveel met ander werk. Hij is eindelijk ons groot spijzenier. Die vrouwen wil net bij mij weten, mevrouw, waar krijg jij hier die man en waar heeft hij zijn opleiding gehad? Want ons wil hem koop. Ons werk nogal lekker zo. Ik moet net betekenen dat een beetje kalm te maan als zo dingen niet willen lopen zoals hulle wil en dan raak een beetje zenuwachtig. Wel, die typische Swartland eten wat ons nou hier in die houthok aanbiedt op die plaats, is natuurlijk die groot aantrekkingskracht. Dit is nou die thuisgemaakte brood en vetkoek, oondkoek en potbrood en snoep en korrelkonfyt, vakvet en keiings en haksel. En die mense is gaande daaroor. Daarna het ons gekookte disse voor, skaapbout, bobotie, afval, hoenderpastei en die groentes is patat en sausboontjies en waterblommetjies en aardappel wat opgekook is met neut en botter oor. En die ou boeremense was ons baie lief vir rys, vleis en aardappels en dit nie die middag op die tafel is, dan was daar nie kos nie.